Ons kyk bietjie na die werk van die Heilige Gees. En dis nou die tyd van die Heilige Gees. Ons het Pinkster, volgende week het ons Pinkster, en ons moet verstaan wat het gebeur, want dit het 'n invloed op ons. Wat die Heilige Gees gedoen het, wat die gevolg was daarvan vir die Nuwe Testamentiese kerk, dit het alles betrekking op ons. Want ons kom uit daai lyn uit van die Nuwe Testamentiese kerk. So ons gaan 'n bietjie verder gaan om te kyk wat sê die Bybel verder, wat sê Handelinge verder oor die werk van die Heilige Gees, maar dan moet ons moet eerlik wees met onsself. Ons moet regtig vir onsself vra, maar glo ek dit? Dan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo ek die uitstorting van die Heilige Gees? Glo ek die impak van die Heilige Gees op my lewe? Glo ek dat ek veranderd is? Glo ek dat ek nou kind van God is en so kan gaan leef? Want die uitstorting van die Heilige Gees is 'n realiteit. Maar verander dit my? Want dis ons uitdaging. So ek wil begin met die verlossing is vol sirkel. Die verlossing is nou reg, is in plek. Alles wat ons nodig het vir ons verlossing is in plek. Dit begin by die belofte van God. Van Genesis af. Genesis, Jesaja, Samuel, Psalms, Sagaria, Hosea, Daniel, Micha, dit alles onderstreep die belofte wat God bring van ek sal vir julle verlossing bring. Ek sal vir julle verlosser stuur. Julle sal my volk wees. Julle sal my kind kan wees. My kinders kan wees, soos ons nou in Johannes 1 vers 12 gelees het. So dit begin by die belofte en dan word Jesus gebore. Die seun van God wat na hierdie aarde toe kom. Die seun van God wat na hierdie aarde toe kom. Dink vir 'n oomblik daai impak. Nie net iemand spesiaals wat gebore word nie, die seun van God. En dan sterf die seun van God aan 'n kruis. Hoekom? Omdat die mense teen hom was nee vir die vergifnis van ons sondes, om in ons plek die straf te dra. Hy sterf. Maar dan is die graf leeg, want hy het opgestaan. So die skuld is betaal, die betaling is aanvaar. Hy staan op. En dan die laaste punt van die sirkel, die koms van die Heilige Gees. Soos Jesus beloof het, ek sal my Gees stuur, kom die Heilige Gees oor die gelowiges, oor die eerste kerk. Hoekom het die Heilige Gees gekom? Sodat ons God kan ken. As dit nie vir die Heilige Gees was, sou ons nie vanmôre hier gewees het nie, want ons sou nie geglo het enigstens iets wat in hierdie boek staan nie. Ons sou dit nie aanvaar het nie, miskien 'n mooi storie geklink het, maar dis nie die waarheid nie. Ons sou dit nie geglo het nie. Ons sou dit nie aangeneem het as die waarheid nie. Maar die Heilige Gees het gekom sodat ons God kan ken. Punt 1. Sodat ons God kan dien. Punt 2 dan sodat ons Christus kan verkondig. Die derde punt. So as jy na daai sirkel kyk, ons verlossing is in plek. En as jy deurloop van die belofte na Jesus, van Jesus na sy dood, van sy dood na die opstanding, van die opstanding na die koms van die Heilige Gees, dan verstaan jy God se plan vir jou verlossing. En dan kan jy dit aanvaar, dan kan jy daarin glo. 'n visuele uitbeelding van die kruis, na die leë graf, van die gelowiges wat bymekaar was en die Heilige Gees wat uitgestort is. Die 12 disippels was bymekaar, die gelowiges, almal wat geglo het in Jesus was bymekaar. Dit was 'n klomp Jode wat bymekaar was. Hulle wat besny was, hulle wat deel was van die volk van Israel, die verbondsvolk. Hulle was bymekaar en die Heilige Gees het oor hulle gekom. En dan kan ons vanmôre die vraag vra, maar wat van ons? Wie van ons is Jode? Wie van ons is deel van die verbondsvolk? Volgens die Joodse tradisies, wie van ons is besny?
volgens die Joodse tradisie, by die tempel geheilig aan God. Dit is nie ons nie. En hier lê 'n uitdaging, want waar pas ons nou in? Pas ons ergens in? As ons kan gaan kyk na die resultaat van die koms van die Heilige Gees, die Nuwe Testamentiese kerk het tot stand gekom, na die uitstorting van die Heilige Gees. Onthou, Petrus het opgestaan. Petrus wat gesê het, ek ken hom nie, Petrus staan op en hy sê, maar laat ek nou aan die Here, die hele Jerusalem kan vertel, wat het gebeur? En hulle vertel vir almal, en 3000 nuwe gelowiges word by die kerk gevoeg. Die kerk hou aan groei. Ongelooflike tye, opgewonde tye, en toe begin daar vervolging uitbreek. Want die Jode sê, julle is raak nou te veel. Julle wat glo in hierdie Jesus, julle raak te veel, en hulle begin die disippels, die apostels vervolg. Ons het gelees, hulle was in die tronk, hulle gaan uit en hulle word teruggestuur tempel toe, gaan praat verder. Die vervolging raak erg. Ons lees van Stefanus. Hulle het hom doodgegooi met klippe, omdat hy gesê het, Jesus is die Here. Hulle sê, die mense wat die klippe gegooi het, hulle klere by 'n fariseer neergelê, om dit op te pas, en die fariseer se naam was Paulus. En so kom Paulus in hierdie storie in. Paulus wat wraak geblaas het, wat haat geblaas het teen die Christene, kom tot bekering. God roep hom by sy naam. En dan sien ons hoe hy deel word van die kerk. Hy gaan Jerusalem toe om die disippels te ontmoet, om die gelowiges te ontmoet, maar niemand wil met hom praat nie, want almal dink, dis net 'n skelm plan van jou om ons ook te vang, tot hulle agtergekom het. Barnabas het gesê, julle kan maar glo wat hy sê. Hy ken die Here en hy dien die Here. En so kom Paulus in die storie van die Nuwe Testamentiese kerk. En dan kom ons by hoofstuk 10 in Handelinge. Want die uitstorting van die Heilige Gees op die kerk in die begin was op Jode. En daarom wil ek vir julle vanmôre die vraag vra, weet julle van die uitstorting van die Heilige Gees op nie-Jode? Want dit is nogal baie belangrik vir ons, want ons is nie Jode. So as daar iets gebeur het wat aan die nie-Jode die Heilige Gees gegee het, kan ons vanmôre met sekerheid sê, maar ek weet, ek het die Heilige Gees, want dit het gebeur in die eerste 100 jaar na dat Jesus gekom het, dit het gebeur in die Nuwe Testamentiese kerk, en as dit toe gebeur het, dan is dit ook my realiteit vandag, 2000 jaar later. Weet jy van die uitstorting van die Heilige Gees aan nie-Jode? Kom ek vra dit so, weet jy die deure van God se koninkryk is oopgegooi aan almal wat glo? Nie net Jode nie. Weereens, ons kan nie staan op 'n Joodse tradisie, 'n Joodse agtergrond nie. So as ons sê die deure van God se koninkryk word oopgegooi, dan is daar 'n manier, dan moet daar ergens 'n manier wees wat ons daarin kan stap, dat ons deur hierdie deure kan gaan. So hoekom ons wat nie Jode is in die koninkryk van God in? Die deure van die koninkryk van God word oopgemaak. Ons lees dit in Handelinge 10. Kom ons gaan lees die eerste 6 verse. Handelinge 10 van vers 1 af. In Caesarea was daar 'n man met die naam van Cornelius, 'n kaptein in die Italiese regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend. Hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. So as ons dit lees, dan kan ons hierdie afleiding maak, maar hy was 'n gelowige mens. Hy was nie 'n Jood nie. Op 'n manier het hy geglo in God. Jahwe, die God van die Ou Testament. Een middag teen 3:00 het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius.
Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit, meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen. En hy het aan jou gedink. Is dit nie mooi nie? God sien wat jy doen en hy het aan jou gedink. Nou hierdie opdrag, stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. En toe nadat die engel klaar gepraat het, toe hy mense gestuur. Cornelius, hy was eintlik die vyand van die Jode. Hy was 'n Romeinse soldaat gewees. En die Romeine was daar, hulle het Israel onderdruk. Hulle was die heersers oor die volk Israel. Maar hy het omgegee. Sy hart was verander. Hy het God gedien. En God sê, gaan haal vir Petrus, gaan haal vir Simon. Nou, as ons hoofstuk 9 gaan lees, na die bekering van Saulus, wat Paulus geword het, dan sien ons, Petrus is in Joppe. Nou, Joppe is net so 50 km van Caesarea af. Gewoonlik het hy in Jerusalem gebly, wat amper, ek dink 150 km van Caesarea was. So God skuif vir Petrus Joppe toe. God gee vir Cornelius die opdrag, Cornelius, ek sien wat jy doen, ek sien jy soek my, onthou, hy ken nie vir Jesus nie, hy ken God, en hy probeer God dien, hy is nie 'n Jood nie. En God sê, laat kom vir Petrus, en Petrus is nou net die ander kant die koppie. So dit is maklik om vir Petrus te gaan in die hande te kry, en hy stuur sy mense om vir Petrus, vir Simon te gaan haal. Wat moet hy daar kom doen? God sê dit nie. Hy sê, gaan haal hom net. Nou, moet ons na Petrus kyk. Hy is nou die Jood. Hy was besig om te bid in die middag, en hy raak toe honger, en hy vra vir die mense om vir hom ietsie te maak om te eet, 'n toebroodjie of iets, en terwyl hy nou wag dat hulle kos maak, ek dink hy was baie honger, want toe het hy hierdie visioen. Hy sien uit die hemel kom daar 'n groot doek. Aan die 4 hoeke word dit vasgehou, en daai doek kom af voor hom, en in daai doek is alle diere, alle lopende en kruipende diere, alle wilde voëls. Nou wat sal deur jou kop gaan? Jy sien hierdie visioen, en hy kry hierdie opdrag, slag en eet. Slag en eet. Wat was Petrus se reaksie? Hy sê, ek eet nie iets wat onheilig en onrein is nie. Hy sê, vanuit my Joodse tradisie, vanuit my geloof, vanuit die wette wat ek nakom, wat ek uitleef, is daar sekere kosse wat ek nie eet nie. Hy sê, ek eet nie dit wat onheilig en onrein is nie. En dan kom daai stem 3 keer na hom toe. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. 3 keer sê God dit vir Petrus, vir Simon, en nou om dit vir 'n Jood te sê, 'n Jood wat vasgehou het aan die Joodse tradisie, wat vasgehou het aan hulle geloof, hulle reëls, hulle regulasies, hulle wette, om dit vir 'n Jood te sê, jy kan maar enigiets eet, is om vir 'n Jood te sê, die wet van Moses geld nie meer vir jou nie. Hoor jy mooi? Wat het God vir Petrus gesê? Die wet van Moses geld nie meer nie. Want daai wet wat gebaseer was op onrein diere wat jy nie mag eet nie, word opgeskort. En daar's 'n dubbele betekenis in dit. Ons het so 3 weke terug gepraat van Jesus se woorde toe hy gesê het, toe hy die nagmaal ingestel het, die aand toe hy oorgelewer was, het hy die beker gevat en hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is.
'n nuwe verbond. Wat 'n verbond het Jesus ingestel daar? Hy het gesê, dit gaan nou oor die genade. Dit gaan oor die verlossingsplan wat in plek is. Van die belofte na Jesus, na sy kruisdood, na die leë graf, na die uitstorting van die Heilige Gees, na dit alles. Die verbond van genade. En ons het teruggespring na Sinaï toe, waar die volk Israel die wette gekry het, Eksodus 20, en waar die ooreenkoms was, julle moet gehoorsaam wees aan al die wette. Al die wette wat God gestel het. En die volk het gesê, ons sal gehoorsaam wees, en ons weet, dit het nie so uitgewerk nie, dit het nie so ontwikkel nie. Ons weet in onsself, ons kan nie alles reg doen nie, al probeer ons hoe hard. En daarom bring Jesus hierdie die nuwe verbond, wat deur sy bloed beseël is, die verbond van genade. Uit genade word jy gered. Nie oor dit wat jy gedoen het nie, nie oor dit wat jy is nie, maar uit genade, 'n vrye geskenk, vrye guns van God, wat sy seun stuur, sodat jy gered kan word, sodat jy vrygespreek kan word. En dis die boodskap wat God aan Petrus bring, maar ook verder. Nie net die genade wat inkom nie, maar ook die genade wat inkom vir die nie-Jood. Want hier kom die opdrag. Dan gaan nou mense by jou deurklop, gaan saam met hulle. En dit is presies wat gebeur het. Petrus ontvang hierdie boodskap van God en hy sê, maar ek verstaan. En toe Cornelius se mense kom en sê, Petrus, ons het jou kom haal. Toe gaan hy saam met hulle. 'n Jood wat nou saam met nie-Jode na 'n nie-Jood se huis toe gaan. Voor 'n dag vroeër sou Petrus sê, nooit sal ek so iets doen. En God verander sy gedagtes. En hy wys hom die waarheid. En hy sê, maar ek gaan. Nie alleen het hy tot by die huis gekom nie, hy gaan toe in die huis in. Nou maar dit is verskriklik. Vir 'n Jood om in 'n nie-Joodse huis in te gaan, is verskriklik. En Petrus stap in en hy sê, hier is ek. Hy het nie geweet, wat is die agtergrond nie? En toe hy sê, hier is ek, dus vertel Cornelius, hoekom is jy hier? God het gesê, ek moet jou gaan haal, want jy moet na my toe kom. En Petrus, hy het seker vir hulle vertel, weet julle hoekom is ek hier, want God het gesê, ek moet kom, en hy het gewys, maar niks is onheiligs, onrein voor God nie. God het my iets gewys van sy plan van genade vir my. En wat doen Petrus toe? Ek kan net dink dat hier staan Cornelius, hy kyk vir Petrus, Petrus dan nie, hy kyk vir Cornelius, nou maar wat nou? Ek is hier, want God het my gestuur, jy het my laat kom, God het gesê, jy moet, nou staan ons hier. En wat doen Petrus? Dit wat Petrus altyd die beste doen, hy begin preek. En waaroor preek hy? Hy preek oor Jesus. Onthou, hierdie mense, Cornelius en sy vriende en sy familie, wat almal bymekaar was, ek dink die huis was vol. Hulle ken die storie van God, want Cornelius het geglo. En hier bring Petrus en hy bring Jesus in. Hy bring die genade in. Hy bring hierdie verlossingsstorie in. En Petrus sê, maar Jesus het, ons is getuies van hom, ons het dit alles gesien, ons het dit alles beleef, en Jesus het gesê, ons moet dit verkondig, en Jesus het gesê, in hom, en slegs in hom, sal daar vergifnis van sondes wees. En toe word die deure van God se koninkryk oopgemaak. En dit is so mooi. Terwyl Petrus preek, saam met die woord, toe kom die Heilige Gees op almal wat daar teenwoordig is. Ongelooflik. Net, hulle was onder die woord, hulle het geluister na die getuienis oor Jesus Christus. Dit wat Jesus gesê het Petrus kom vertel. En terwyl hulle dit hoor, toe kom die Heilige Gees op elkeen van hulle. Nie Jode, mense wat nie besny is nie, mense wat nie gedoop is nie,
ontvang die Heilige Gees. Die uitstorting van die Heilige Gees aan die Jode. Sien julle wat dit beteken? Wat dit vir ons beteken? Ons hoef nie Jode te wees om die Heilige Gees te ontvang nie. Ons moet in Jesus Christus glo om Jesus te ontvang. Ons moet aan sy kom, sy kruisdood, sy opstanding, sy hemelvaart glo om Jesus te ontvang. Ons moet die Heilige Gees glo om Jesus te ontvang. Die Heilige Gees bevestig dit hier aan Petrus, want hy was die leier van die kerk daai tyd. En hierdie vraag het baie keer opgekom, wat moet nuwe Christene doen? Moet hulle nog besny word? Moet hulle nog sekere aspekte van die Joodse geloof nakom? En hulle het gesê, nee, slegs moet hulle weerhou van afgodsoffervleis. Dis al. Die res maak nie saak nie, dien die Here. Maar die vraag is die deur regtig oop vir ons? Het hulle regtig die Heilige Gees ontvang? Nou die bevestiging daarvan kom van die mense wat saam met Petrus daar was. Nou Petrus het nie alleen gegaan na Kornelius toe nie. Hy was seker maar 'n bietjie skepties, want ek weet nie wat hierdie man gaan doen nie. Ek moet 'n paar mense saamvat. En hy vat toe 'n paar mense saam, gelowiges wat die eerste uitstorting van die Heilige Gees ontvang het. So hulle weet hoe dit lyk, hulle weet hoe dit voel, en wat hulle daar beleef voor hulle oë, is presies dit wat hulle beleef het toe hulle die Heilige Gees ontvang het. Daai verskriklike geluid, die vlam wat gekom het, wat verdeel het en op elkeen van hulle gekom het, want hulle elkeen het begin praat in tale wat nie hulle eie taal was nie. En hulle dra die evangelie uit in vreemde tale vir hulle, en presies dit gebeur hier in Kornelius se huis, 'n huis van 'n nie-Jood. En hulle sê maar, ons afleiding is dieselfde. Dit wat ons ontvang het hierdie mense ontvang, het hierdie nie-Jode ontvang. En toe het hulle gesê, maar dan kan hulle mos ook gedoop word. Dan kan hulle mos ook nou deel word van die kerk. Want God bewys, niemand is onheilig en onrein nie. Deur Christus word almal gered, wat in hom glo. En daarom die afleiding wat ons hiervan moet maak is, ons het die Heilige Gees. Ons kan die Heilige Gees hê. Glo in Jesus. Glo aan die verlossing aan die kruis. Glo aan die leë graf. Glo aan die koms van die Heilige Gees. Neem dit aan. Neem hom aan as jou verlosser. Glo in hom met alles in jou. En jy is kind van God. En jy het die Heilige Gees. En dis wanneer ons eintlik moet opspring en sê, halleluja, dankie Here hiervoor. En sjoe, dis ons waarheid. En daarom is ons deel van die Nuwe Testamentiese kerk. Die klomp Jode wat dit in die begin gekry het, die nie-Jode, die Grieke, wat dit later gekry het, dis 'n prentjie van Kornelius, dis sy paspoortfoto, net om seker te maak. Soos hulle dit ontvang het, so het ons die Heilige Gees, omdat ons glo. So die deure van die koninkryk is oopgegooi, en ons het ingegaan. Ons wat glo, ons wat kinders van God is. En dit bring ons terug na daai lied in die begin, van wat is nou my reaksie? Omdat ek verseker die Heilige Gees het. Daar's geen twyfel nie. Die woord bevestig dit. Omdat hulle geglo het, en Jesus geglo het die Heilige Gees oor hulle gekom. So het ons die Heilige Gees. En hoe gaan ons nou lewe? Hoe gaan ons nou lewe as kinders van God? Hoe gaan ons lewe met hierdie wonderlike gawe? Die Gees van God het oor my gekom. Ek staan onder sy leiding. Hoe gaan ek lewe? Voluit vir die Here. Niks gaan my stop nie. Dit wat hy vra, dit sal ek doen. Hy het vir sy apostels gevra, okay, julle is bevry uit die tronk uit, gaan terug môre tempel toe en gaan praat verder. Sal jy dit doen? Is jy bereid om enigiets te doen, dit wat die lewende God van jou vra?
Dit wat die Heilige Gees op jou hart druk, dit wat in die woord staan. Nou, dit wat God vra, is gelyk aan dit wat in die woord staan. Hy sal nie vra, gaan doen dit wat nie in die woord staan nie. So dit wat hy van jou vra, gaan doen dit. Gaan lewe dit uit. En die deur is oop vir ons. Ons is in die koninkryk van God. Wat meer wil ons hê, wat meer kan ons voorvra? Dis wat ons het. Dis wie ons is. Nou moet ons dit gaan lewe. Yes, met alles in my. Want ek het die Gees van God. Mag jy seker wees van hierdie waarheid. Mag jy oortuig wees van hierdie werklikheid. Ek is kind van God. Ek het die Gees, ek glo in Jesus. Ek het hom aangeneem, ek glo in hom met alles. Ek lewe as kind van God. Ek dien die Here, want hy is my Here. Amen. Kom ons bid saam.